Hallo julle, dis weer tyd vir genesing uit die hart. Baie welkom. Kom kuier gerus bietjie saam met ons. Ons gaan hierdie week bietjie gesels oor die gees van seunskap en slawerny. Ons maak klaar met die reeks van is jy onder die seën of is jy onder die vloek? Ons het nou gesels oor die gees van trots. Ons het vrykom van die gees van verwerping, gees van depressie, gees van bitterheid. So ja, kom vry as ons vas is in die slawerny. Die gees van seunskap is waar ons moet kom. So dit neem tyd vir Christene om onder die gees van slawerny uit te kom tot op die plek van rus wat in Christus gevind kan word. Wanneer jy werklik begin wandel in die gees van seunskap, waar hy al die volheid van 'n volwasse seun beteken, word elke gees van najaging eenkant geplaas en kan hy 'n behoorlike verhouding met God as Vader bou. So is dit waar jy wil kom? Is dit ook jou droom om uit daai slawerny uit te kom tot by die beloofde land? Ons kan nie vir ewig in die woestyn wees nie. Ja, die Bybel leer ons soms kan jy tot 40 jaar lank in die woestyn bly. En dis nie wat ons hele lewe wil hê nie. Ons wil vry wees van Satan se hou vas op ons lewens. So Romeine 8 vers 15 sê, julle het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. Ons moet vrykom van daai slawerny. Dit sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Vergelyking tussen 'n slaaf en 'n seun in 'n Romeinse huishouding. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat bestuur jou huis? Is Jezebel besig daar? Die gees van Jezebel? Of is daar 'n leier wat 'n seun is? Want die Jezebel slaaf het slegs bestaan om behoeftes te vervul. Gees van 'n slaaf dink, eet en werk. Waarde is bepaal deur wat hy kan doen, wat hy bereik het in die lewe. Posisies van wins of verlies in die huishouding. So hulle fokus net op dit. Het onder die wet gelewe. Sy posisie het afgehang van sy reaksies op opdragte. So hy het gewerk vir liefde, met ander woorde. So wat bestuur jy in jou huis? Dan kry jy die seunskap. Beklemtoon die persoon, die seun in sy verhouding in die gesin, geniet vryheid. Beklemtoon wat hy kan word as 'n persoon. Doel van die persoon, terwyl hy homself voorberei vir verantwoordelikhede. Liefde in die gesin was die sleutel. Liefde en aanvaarding het hom as deel van 'n gesinseenheid gehou. So, wat was in jou huis? Nie een van hierdie het veroorsaak dat 'n verhouding ontwikkel nie. Het 'n vrees gelewe. Wanneer iemand sê spring, vra hulle hoe hoog. Dit is waar die Jezebel, die bestuurder is in die huis. En dit kan manifesteer deur jou ouers, deur jou versorger. En dan die seunskap is algemene bestaansreg is gebaseer op verhouding. Verhouding is so belangrik want dit is waarvoor ons geskape is. Waarde is bepaal deur wie sy vader was. So jou waarde is bepaal deur wie jou pa was. En dis baie hartseer om te besef dat baie van ons in die kinderdae het baie seer gekry. Dan kan ons nie daai verhouding met ons Abba Vader hê nie. So kom ons kyk na die bronne van 'n gees van slawerny. Daai innerlike nou. Satan het daarin geslaag om dinge binne in ons te plaas wat van nature 'n gees van slawerny na vore bring.
'n slaaf gehoorsaam slegs bevele. Hy moet presteer die hele tyd. So dis hoekom ons in die slawerny is. Dan kom daar verwerping, wat mense van jou dink, motiveer jou, dit dryf jou, veroorsaak 'n gevoel van waardeloosheid. Sy waarde word bepaal deur hoe goed hy presteer.